Shalom. Ek is Franso Wessels en ek verwelkom u hier saam met ons by hierdie stiltediens van die NG Kerk Waterkloof. Dit is Koninkrykstyd en vandag gaan ons weer stil sit rondom wat mag Koninkrykstyd beteken in terme van voluit lewe. Voordat ons begin is dit dalk nie 'n slegte idee om 'n paar kersse byderhand te hê. Ons gebruik ook altyd nagmaal saam. So kry gerus vir jou 'n stukkie brood, glasie wyn of druiwesap en dan kan ons dit mettertyd saam geniet, die kersies opsteek. Begin met die woorde van Richard Rohr. Love is the very nature of being itself. God is not a being who occasionally decides to love. God is the one in whom we live, move, and have our being. Acts 17 verse 28. God is being itself, and by reason of the Trinity, being operates as infinite love, emptying and outpouring like an eternal water wheel in one positive direction. Ons steek ook nou die gemeenskapskers saam op. As ons die kers so aansteek, bewus word van die lig, herinner dit ons aan die ewige lig. Herinner dit ook aan ons as ligdraers. En daarom wil ons onsself vanoggend weer oopstel. Ons wil onsself oopstel sodat hierdie lig deur ons kan vloei. En soos dit in die message so treffend verwoord word, sodat ons die godskleure in die wêreld kan wees. Nou dat die kers ook ons gemeenskap op 'n manier simboliseer, nooi ek jou ook om saam in stilte te kom sit. In hierdie stilte praktyk, in hierdie kontemplatiewe praktyk, gaan ons onsself weer oopstel. Doelbewus net oopstel, sodat God se teenwoordigheid vir ons ook vanoggend 'n baie werklike realiteit sal word. Daar waar jy sit, maak seker dat jou knieë, jou arms, jou enkels, dat niks gekruis, gevou is nie, sodat jy in jou hele wese, in jou postuur, in jou fisiese daarwees, ook hierdie openheid, ontvanklikheid uitbeeld. Kom ons raak net bewus van ons asemhaling. As ons so diep asemhaal, moet ons vanoggend ook weer asemhaling as 'n gawe van lewe vier. Veral in die tyd waarin ons leef, sal ons nooit weer asem as vanselfsprekend aanvaar nie. Haal dus lekker diep asem. En as jy so inasem, laat dit ook daardie openheid simboliseer, sodat jy jouself dus ook oopstel vir liefde, vir die teenwoordigheid van God. En laat elke asemteug 'n viering van lewe en dus ook van liefde wees.
Raak ook bewus van die stoel waarop jy sit. Jou voete op die grond. En laat die vastigheid daarvan jou herinner. Enerzijds aan thuiskoms. En dan ook veral daaraan dat ons gegrondves is. Dat ons nie dryf nie, dat ons nie toevallig is nie. As ons onsself oorgee aan hierdie ervaring van net gegrondves wees, en jy voel selfs dat jou voete terwyl hulle so op die grond is, swaar word. Ons gee onsself so oor, dan besef ons weer dat ons in die liefde van God gegrondves is. En veral dan ook dat ons dit deel met mekaar. Dat daar 'n verbintenis is. Verbintenis ja met God se liefde, maar verbintenis ook met alles waarin God verteenwoordig word. Sy skepping. Elkeen wat saam met jou nou na hierdie stilte luister, in hierdie stilte kom rus. So is ons verbind met mekaar. En as ons dan nou net vir 'n paar minute gaan stil sit, dan vier ons ook daardie verbintenis. Dan sit ons ook in mekaar se stilte. En dan stel ons onsself ook oop om te gaan rus in die ander se stilte. Kom ons sit vir 'n minuut of wat net so in stilte. Enerzijds ervaar ons God se liefde, wat ons weer vanoggend omvou, wat ons weer vanoggend ingeasem. En anderzijds sit ons ook in mekaar se stilte. Kom ons sit so vir 'n paar minute. Die volgende lied verklank dan ook nou ons lof aan God.
Ons kom dan ook tuis in die volgende woorde van Psalm 5 vers 4. Here, in die oggend sal U my stem hoor. Soggens bring ek my versoeke, vol verwagting na U toe. Vir die volgende 3 minute gaan ons ook dan nou in selfondersoek sit. En ons gaan dit in terme van 3 elemente doen. Eerstens gaan ons net in die wete, in die ervaring dat God hier is, sit en rus. Ons mag dit ook in ons asemhaling, in ons hartklop, fisies ervaar. Die tweede element is dankbaarheid. En so gaan ek en jy vandag net rustig raak en oordink dit waarvoor ons vandag dankbaar is. En dan die derde element, oorgawe. Wat gee jy vandag aan God oor? Vir die volgende 3 minute rus ons net hierin. Met die volgende lied spreek ons ook ons verlange na God uit. Verklank dit ook ons verlange.
Kom ons sit dan nou ook saam in 'n oordeenking van 'n skrifgedeelte en vanoggend is die skrifgedeelte Handelinge 17 vers 28. Ek het ook vir sommige sleutelterme die oorspronklike Grieks verskaf. Kyk gerus daarna want daar's 'n rykheid van betekenis wat dalk nie altyd teregkom in die huidige vertaling nie. Ek lees dit en dan sit ons so vir die volgende 10 minute aan die hand van die Lectio Divina, kontemplatiewe manier van skriflesing oordenking, net saam daarin in rus. Ek herhaal net die 4 elemente van die Lectio Divina. Lectio, die eerste element, is die lees van die teksgedeelte. Luisterend met jou hart vir enigiets wat dalk vir jou mag uitstaan. En dan meditatio of oordenking. Hier reflekteer ons oor wat jy dalk vanoggend dink God vir jou spesifiek kom sê in hierdie skrifteks. En dan respondeer ons in die oratio element. Jy kan daaroor bid, jy kan dit dalk neerskryf. Dit is die respondensie, die respondeer element van Lectio Divina. En dan die laaste element, dan rus ons in contemplatio, in die ervaring van hierdie boodskap. Kom ek lees die skrifteks. Dis tog juis in hom, of dalk homself, dat ons leef, voluit leef dalk, beweeg en bestaan, soos party van julle digters ook sê, ons is sy nageslag. Ons kan dalk ook sê, ons is sy soort. Kom ons sit vir 10 minute en dan rus ons hierin.
Ons oordenkingslied volg. Saam raak ons weer verwonderd oor die betekenis van die brood en die wyn. Die bloed en die liggaam van Jesus. Matteus 26 beskryf dit as volg: terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus brood en vra God se seën daarop. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde: neem en eet dit. Dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde: drink almal daarvan, en dit is my bloed wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, vir baie, sodat hulle sondes vergewe kan word. Neem gerus deel aan nagmaal, deur 'n stukkie brood saam met my te eet, deur 'n glasie wyn saam te drink.
Steek dalk ook nou 'n kersie aan, of 'n paar kersies, in oordenking, in gebed, 'n stille gebed vir hulle of dit wat jy in gebed wil opdra. Maak gerus van die geleentheid gebruik om 'n kersie of 2 aan te steek. Ons gaan nou ook uitmekaar met die seëngroet van Johannes 20 vers 21. Vrede vir julle, sê Jesus weer 'n keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Be thou my vision, my blessed Lord, Almighty God and King of the 7 heavens. Be thou my thinking from dawn to dusk, in the brightest of days, in the darkest of nights. Be thou my speaking in each word that I say. May it reflect the depths of your wisdom. Be thou my Father, may I be thy child. May we be together as one. Be thou my vision. Be thou my protector, be thou my shield, comfort me in my hour of need. Be thou my guardian, my guiding light, console me in my time of loss. Be thou my Savior, my special angel, heal me when I am broken. Be thou the love of my heart, all that I am because of you. O Lord, be thou my vision.